Okay, Spreuke, Proverbs. That's the portion of scripture. I want everybody to go to Proverbs chapter 4, verse 1. Spreuke 4, vers 1. Vir die wat miskien nie data gehad het nie, we have baptism coming up. Ons gaan, daar's doopdienste, of ja, kom ek sê, ons gaan 'n doopdiens hê en baby dedication. Nee? So, as daar kinders is wat nog nie toegewy is aan die Here nie, wat nog nie ingeseën is nie in die familie, en julle behoort miskien aan 'n kerk of die kerk van lank om die tipe van ding te doen, en as daar mense is wat nog nie gedoop is nie, of hulle doop die mense groot in sekere kerke nie, en jy ken sulke mense wat graag wil groot doop, invite them. Amen. Ons gaan die datum vir julle gee, we're going to give the dates of that, so that's, yeah. Let me not take too much of your time. Kan jy lees vir ons lees? Proverbs 4 verse 1. Hear ye children, the instruction of a father, and attend to know understanding. Okay, so this is what we will teach today. It is called the instruction. That is the name of the teaching. Right? So, as baie aspekte wat jy 'n kind maak, né? En die feit dat jy uit iemand se moeder skoot uitkom, wat ek net gou sê, die vrou is 'n regware siener, sy is 'n regware profetes. Ek het al my boek toegemaak, toe praat sy goed hierso wat ek moet praat. Ek vra vir die engel, wat maak jy nou? Hoekom gee jy al die informasie vir die vrou? Anyway, yeah. So die feit dat jy iemand se moeder skoot uitkom, maak jou nie 'n kind nie. Alright, that is not what makes you a child. Dis een aspek wat jou 'n kind maak, maar dit is nie alles wat jou 'n kind maak nie. Alright, you must understand this. As so baie aspekte in die godheid nee wat jou 'n kind maak. Alright? So, ons is kinders slegs omdat ons, en dit is die grootste gedeelte van die persentasie wat ons kinders maak, is ons is kinders omdat ons die instruksie wat ons ouers en wat die Here vir ons gee kan uitvoer. Dit is wat jou 'n kind maak. If you cannot follow instructions, dan is jy nie meer 'n kind nie. Kom nou mense man! Yes, bro. Si zombranila aprakadu shele kataya bahaza. Labranas et sar de benedisho mole ketenedush. Viendroso Paris. Now, anyone who does not follow instruction, okay, he disqualifies himself from being called a child. You cannot be a child. You cannot be a child. In my vision, that tells me that you are rebellious. So it's rebels. Alright? That is what the devil was doing. Yeah. God gave instructions and you disobey. You go against what God requires of you. And so, dieselfde, né? As 'n kind in jou huis is jou kind, is jou vlees en bloed, is jou DNA. A child tells you, I'm not doing what you are saying. Wat is die eerste ding wat in jou kop opkom? Because this is what God did. Dan moet jy maar so klere pak. Yeah, boy. You understand? So, your ability
follow instruction. That is what makes you a child. Especially if you have the ability to execute the instructions of the Lord. That is what makes you a child of God. Can you mount amen say? Amen. Now listen. If you do not follow the instruction of the Lord, what does that make you? That tells me dat jy nie eintlik regtig waar 'n kind van die Here is nie. So as die Here iets gesê het en ons almal ken die skrifte, maar ons sien Sunny wil nie doen wat die skrif sê nie. En wat beteken dit Sunny is 'n saamloper? As die gelowiges by mekaar, jy's op daar. Is 'n ander man, hy vra my gister in die werk, hy vra, hoor ek werk jy? Ek sê, ja, ek werk. Hy sê, nee, want jy lyk besig, maar ek sien nie, ek sien niks. Hy is 'n voorman. Hy sê, waarom is dit ook so? Die man is op en af, maar hy sê, maar ek sien niks nie. En sê vir hom, ja, want hy werk is besig met niks. Hy is besig, ja, maar hy is besig met niks. So jy sien tussen die kinders van die Here, jy is besig. Ja, Jesus. Maar as ons moet kyk, waar is die vrugte, dan sien ons, jy dra nie die vrugte van die kinders van die Here nie. So jy doen nie eintlik dit wat die vrugte na vore sal bring. So that tells us, you are not following the instruction. Malabros Burunga Sadutaria Savana Pai Brata Katosh. So it goes beyond being born again. Het gaan. Dink jy omdat jy weergebore is, jy's 'n kind van die Here? Nee. Hoor wat sê Johannes? Johannes sê vir die mense staan in 'n lyn. Hulle wil ook gedoop word. Hy sê, hoor hierso, dra vrugte wat by julle bekering pas. Dink julle gaan die koninkryk van God binne gaan deur net gedoop te word. So it's not about being born again, being baptized. En hy vra, die vrou kom na die Here toe en sy vra, ek wil hê een van my seuns moet aan die linkerkant en aan die regterkant van jou sit, wanneer jy in die paradys of wanneer jy in heerlikheid is. En dan vra hy, kan hulle die beker drink? Wat ek drink, en kan hulle met die doop gedoop word, waarmee ek gedoop is? So you see, can you drink the cup? Because God will ask you to do things that you are not. Maar jy ook sê, Here kan hierdie beker nie maar verby. Maar jou instruksie was, die is wat jy moet kom doen. You're supposed to come and die for them. Son of God. Wie was die beste in instruksies volg van die Here af? Jesus. Jy kyk aan Adam, boom, eerste ding wat die Here sê, moet nie dit doen nie, doen Adam, God het nog niks baie goede gesê nie, hy het net een ding gesê, eet van al die bome, maar van die een boom, is al wat die Here gesê het, God het niks ander bevele, instruksies en goede gegee nie, niks. Die eerste ding wat die Here sê, boom, hy disobey. En kry jy so recht hier in die Bybel gaan, sien jy hoe die mense God disobey, hy disobey.
Die Here sê, jy moet nie dit doen, jy moet nie dat doen, nie dat doen nie. Boom, hulle doen die teenoorgestelde. But then, there is grace. Because if you look at the ministry of David, David sinned, David disobeyed God. He repented, and he never went back to doing the same thing. That is also what proves that you are a child of God. Die Bybel sê, 'n regverdige man val 7 keer en hy staan 8 keer op. Lebros Parisi Tilatura Maladia Nomonso Kurabaya Kalapahashato. Okay, so Lo Procotolo Bahu Fradises. Leer om te leef, nee. Learn to live by instruction. Learn to live by it. Because if you don't follow instructions, I'm telling you. Let me share this with you. Weet jy net dat as jy nie instruksies uitvoer nie, dan kom jy sekere dinge kort in jou lewe. Do you know that? Yes. Okay, let's do this. Ephesians 2 verse 1. Let's go. Let's go. Ephesians 2 vers 1. Shanila Brahana Maligu Sapati Sedigarotuskataya Brandu Savor. As het nog lekker je binnen dierbaar is. Amen. Kaya Basataba Shorabakatombre Inetisana. Ephesians. Okay, can I help you? Leba Kasatama. Senior. Now it's Ephesians chapter 2, verse 1. Yep. Oh. Okay, ons gaan nou lees dierbares. Libra Abaramio Suburta Takabasa Tayaba. Yep. Keep. Ephesians 2 verse 1. And you have ye quickened who were dead in trespasses and sins. Verse 2. Wherein in time past ye worked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Okay, so now let's go back to verse 2. That's it. So let me tell you something. Do you see here? Wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the Children. So the children of disobedience. But what? The spirit. Listen to that. The spirit. Pay attention. So if you do not follow God's instruction, then that tells us that there's a spirit in you Yes. that is not of God. It's a spirit of disobedience. Jy gaan hulle gou sien. And now the thing is, jy kry verskillende mense wat in die kerk inkom. Die is hoe jy dit identifiseer. Weet jy dat in verskeie kerke wat jy ook al mag besoek het,
You visited many churches. And ek wil nie vinger wys hier so nie, né? I don't want to show finger towards anybody here. Yeah. Maar ek weet dit is oral so. You have people who genuinely follow the instruction of God. You can see. Maar dit is altyd 20% uit die hele 100% uit van die kerk het, is die mense wat eager is om te leer. Maar dan kyk jy na die ander 80%, die ene het sy ding wat hy doen, die ene het gekom van vroumense, die ene het gekom. This is how you identify. Jy sê 'n ding, hier's 2 mense wat terugkom in resultate, van die ander 80% geword. Die Here maak 10 mense gesond, 1 kom om dankie te sê, Here, as dit dan nie 10 gewees het. So die 1 se genesing was volbring, maar die ander 9, hulle het net 'n halwe genesing. Moet hulle come back to say thank you. Verstaan jy? So this is what's happening in the church. Hey! Oh, Shata Barundo. Nou vra jy jouself, maar hoekom is dit so? Weet jy wat doen die duiwel? Die duiwel, hy gebruik sulke mense. These are the types of people that the devil will use to disturb the plan and the purpose that God has for his people in the church. Hy gaan deur die mense gaan hy kom. People who have a different spirit. You understand? Yes. Ja, Barondo Province Kaladushta Akataya Sopraminidia Soprania. Nou vra die Here jou, né? Of die man of die vrou van die Here vra jou, wil jy asseblief vir my dit doen nie? En jy is van die Here nie. You see? Listen. Nou voel jy so ongemaklik. You feel so uncomfortable. Nee, maar ek wil eintlik dit doen nie. Did you know? Wie was al in so geval? Hulle vra jou, né? Of daar word, ons almal kyk en ons sien, ja maar, die lood val op jou, jy is die geskikte kandidaat vir die tipe werk. Ons need iemand wat die worship moet lei. Jy kan sing, jy is goed om met mense te praat, but now all of a sudden, jy wil nie die ding doen nie. Die duiwel weet, jou deurbraak moet deur heiding kom, jou promosie, né? Oh, het maak nie saak wat dit is nie, dit hoef nie net worship te wees, we're just making an example. Something in your life needs to break. You need to be catapulted to your next level in life. Nou wil die Here die aktiwiteit gebruik en die kerk, die opdrag, die instruksie wat vir jou gegee was. En die duiwel kan sien, as jy die ding doen, dan gaan die deurbraak vir jou kom. Die promosie gaan vir jou kom. Your life will be edified. Yeah, your life will be elevated. Yes. But, nee, kan jy die ding doen nie. That is the thing we call a spirit. It's a spirit. It's a spirit. Die Bybel sê, en hulle was eendragtig saam, in die opper saam. Can you believe it? Hulle was deur een gees deurdronge. You know? So if somebody has a different spirit, Paulus sê, as enige iemand 'n ander
verkeerde evangelie aan julle verkondig, as die een wat ek aan julle verkondig, laat hom 'n vervloeking wees. Ja. Yes. Alle sy engele in die hemel. Yes, Lord Jesus. The Spirit of God is speaking the same thing. You would be in one accord, you would be in alignment. What does the Bible say? Die vlees is teenstrydig. Wanneer jy so once the opposition is, dan jy weet, hier's 'n ander gees hier. Wow. You see? Thank you, God. Because the works of the flesh is also impacted by spirits. Did you know, let me tell you something. There are spirits. Oh, I saw an angel just now. Die reëse wat op die aarde was destyds. God het hulle almal versuip, right? You guys understand? Maar God kan nie geeste ontvang of siele ontvang wat hy nie geskaap het nie. Right? There's no place for the offspring of fallen angels in heaven. So where are they? They are roaming the earth. Dan is daar geeste, né? Julle weet daar bestaan so ding soos 'n spook. These are people that have not either went into heaven or into hell or into paradise or into any of the other realms. Maar hy gees roam op die aarde. Did you know these people can actually possess somebody? If there was this lady, I've seen this many times when prophets do deliverance. You know, when the power of God hits a place and the power of God is so strong, it provokes demons to manifest. En dan hoor jy praat 'n persoon. Die persoon se oupa of ouma of afgestorwe girlfriend of boyfriend praat die van binne en sê ek gaan nie die liggaam uit nie. You know, and then the prophet asked, maar wie is hy? Nou, I didn't van ek is haar oupa. You see, spirits that come as hy 'n alkoholist was toe hy lewendig was, dan drink hy soos 'n vis, maar hy gebruik jou liggaam. So spirits can also impact the works of the flesh. Is nie net jou vlees alleenlik wat sondig nie. Spirits also play a role in that area. Amen. Amen. Die man was 'n verkragter gewees. Hy doen dit hier toe. Hey, Jesus. This is what spirits. Can I tell you something? So, hierdie disobedience behoort nie onder die kinders van die Here. Right? Let's understand. Yes. Disobedience does not belong amongst the children of God. If you are disobedient, that just tells us. Gaan ek sê jy is disobedient as jy nie saamstem met die visie van die kerkie en jy soek vir jou 'n ander liggaam waar jy kan fellowship and worship, that is not disobedience. Okay? But if you remain in a church, if you remain under a certain covering, and you don't execute that which the man of God or the woman of God is instructing you to do, then you have that spirit of disobedience. You have a different spirit. You're not operating with the same spirit. You see? Lushtabuja artis entrovidish aligistapai. Manakiezo toramale te prehevediestapai. Oh, Jesus. Shabbat. So, as jy wil weet hoekom jou lewe beperk is, as jy wil weet hoekom dinge nie vir jou uitwerk nie, as ergens in jou lewe 'n instruksie wat jy nie uitvoer nie. Hulle hoor my nie. No, you guys didn't hear me. You see,
Mesukele pramunde eleketara bahash. When you follow an instruction, it actually brings you into the blessing that God has for you. Yes. Het ons het nou gesê nie, jy gee 'n declaration in die kerk. You give an instruction in the church. You tell people, do this, do that. Dan kom die mense volgende week terug met getuienisse. Jesus. Dan vra jy weer vir jouself, maar waar is die ander dan? Do you see? So, obedience, gehoorsaamheid, om die instruksie uit te voer, it produces results. And those results takes you forward and upwards in life. Yes. Sure. Ons kruip maar nog, ons gaan nou. Alebo shata, labababa shata. Can you read Romans 8 verse 14? Halamandelea sakai. Urabanu yurti. Ebania korede kistovu. Romans 8 verse 14. For as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. So, as ek jou lei, en ek sê maak so, volg my na toe, volg my na toe. Those who are led by the Spirit of God, daar is die, ken jy nie, dis die signature dat jy 'n kind van die Here is. This is the signature, dis die teken, dis die seal. Sien aan 'n seal, wat vir ons wys jy's 'n kind van die Here nie. Jesus sê, as jy my lief het, onderhou my gebooie. You see, so if you do something else, kyk ander geslag, né? Die Bybel sê, ek het die seuns van God hulle self voor God vertoon toesien, duiwel daar. Hy is daar. En wat ek probeer sê is, when you come to church, listen in the Spirit. This is where the devil also is. He's also amongst the children of God. Ek wys vinger aan niemand nie. I'm saying the devil is a spirit. So if you don't follow the instructions of God, you are automatically opening yourself. Nou sê, hier is iemand wat ek kan gebruik om hierdie hele bediening uit mekaar uit te ruk. Alright? Maak seker jy is altyd in gehoorsaamheid teenoor God en sy instruksies. Let me tell you another story. You know, elkeen van julle het engele hier. We all are born with an angel. Die dag as die Here, die bloed van die Here, God forbid, niemand sterwe, waar ek is hier. I carry the word of life. I carry the word of immortality. Jy sal nie sterwe nie. En asseblief, as daar so iets moet gebeur, julle sê vir die mortuary, hulle kom eers 3 dae later om my liggaam te kom af. Voor ek hier was. Hulle dink is grappe nie meer toe. Die mortuary is baie vinnig en bestraf die mortuary. Here bestraf jou. Iemand nou gesterf word, hier zijn mensen, hulle vat sommer. Hey! Maak ruimte vir die krag van die Here. Yes. Thank you, Jesus. Listen,
This is how the devil sees you in the spirit realm. Jy sterf, jou engel wat vir jou gegee is by geboorte, vat jou en hy beweeg met jou deur die eerste hemel. Kom hy by die tweede hemel, nou is daar goede aan jou siel wat binne die tweede hemel behoort. Hy engel gaan al aan, demons gaan kom en hulle gaan gryp, hulle gaan sê, dis ons property, die. Because he's not drunk, he's not that, he's not that, he's not that. You will remain in the second heaven. Yes. They will imprison you there. Oh my God. Hy engel gaan al aan hemel toe. Lubamandalia soprenela kaparosia vaya. So this is what the devil does. The moment daar iets is in jou wat aan hom behoort, he will use that to his advantage om jou van koers af te bring. So this is how that spirit comes. The spirit of disobedience comes even through means of that. Yes. He sees your disobedience and then he finds your weakness and then there we go. What is it? I love this stuff. The sons of God. They are the sons of God. Listen. Wie is die eerstgeborene? Say it. Jesus. Alright? Nie almal nie binne of nie almal in die koninkryk van God is seuns van God nie. Some of us will remain prophets. Some of us will remain deacons. Some of us will remain, but this is a rank in the spirit. Okay, it's a ranking in the spirit. Once jy verstaan dat Jesus het alles gedoen, once jy verstaan, because I'm not okay with just being a prophet. No, I don't just want to be a prophet of God. I'm going beyond that. Yes. Om 'n seun te wees, being a son. Being a son gives you access to the things of your father. Yes. They call it a slave, right? Yeah, a servant. So, a dinar, a dinar kry niks, maar 'n seun as 'n erfgenaam. Alright? So if you want what God can give, you must become a son. How do you become a son? By following the instruction, by being led by the Spirit. Mense, is dit moeilike goed te doen? It's easy. These are easy things. So die regte wat jy het, you have the right to everything that God owns, en hulle weet die Here besit alles. Al die goud en al die silwer behoort aan die Here. There's a time the Bible says that al die koninkryke van hierdie wêreld het die koninkryke van ons God en sy Christus geword. So what? Now, die Bybel sê die sigbare dinge is tydelik en die onsigbare dinge is ewig. We don't want this corrupted world. Wanneer die Here kom, en ek het 'n nuwe hemel en 'n nuwe come on now. That is where my inheritance is.
Nie die goede nie. Die mense preek die goede en sê, die onrechtvaardiges maak by mekaar van die rechtvaardiges. Ek soek hier zo geld nie. Ek soek hier zo besitting. It is perishable, dit gaan vergaan. Maak vir my skatte in die hemel by mekaar. Because this place will become a place. Die vergankelijke sal onvergankelijkheid aansit. Hierdie sterflike sal die onsterflike aansit. Kaya basatabash. Oh, Shatamaradi Namatobre. Okay, let's just go there. I want us to see this. Galatians chapter 4 verse 1. Galatians 4 verse 1. Now I say that the hair as long as as long as he is a child differeth nothing from a servant, though he be Lord of all. Yes. Next verse. Verse 2. But is under tutors and governors until the time appointed of the Father. Alright, listen to this. Okay? So, die erfgenaam, al is hy ook net die eienaar van alles. Hoor jy, ek gaan gou weer terug na vers 1 toe. Al is hy ook die eienaar van alles. Nee? Hy verskil niks van die servant af. Met ander woorde, sy kry niks. As die erfgenaam, nee? As die vader sterwe, kry die dienaar. Die servant kry niks. Maar die erfgenaam, wie die seun is, hy is die Here, hy besit alles van sy pa. Maar hy homself kan dit nie kry, gaan weer terug na vers 2 toe. He cannot get it until what? Al besit hy alles, but he is under tutors and governors until the appointed time of the Father. So, sy moet eers geleer word. Sy moet geïnstruct word. Daar's instructies wat sy moet volg. Amen. Jo, zwaar ja. Thank you, Jesus. Kalemon seriba kasada. Ebrede kabome se ebrahia sa. Dis hoekom dit wat hy besit in die godheid. Oh my God. Geestelike gawes. Selfs die dinge wat jy vleeslik besit, wat die Here jou mee geseën het. Daai goed kom gebaseer op so gehoorsaamheid teenoor God se instruksie. Amen. Wow. Amen. Wow. Yes, God. It comes according to the measure of your obedience towards the instruction of God. Amen. Thank you, Lord. So die wat die minste het, as baie ongehoorsaam. Die wat die meeste het, you understand what I'm trying to say? Yes. Dit wat hy nie het nie, is as gevolg ergens in zo'n lewe. Ja. Jy nog nie lisensie het, ja, as 'n instruksie wat jy nie gevolg het. Ja. Jo. Jesus. Thank you, God. Vir die mense wat besighede het, daar's 'n skool wat jy naartoe gaan, vir hulle so leer hoe om jou besigheid te groei. As jy besigheid begin, en hy val in mekaar, daar is 'n instruksie. Yes. Wat jy nie,
uitgevoer het. Yes, God. You see? Amen. Niks wat jy op die aarde doen. Doen jy sommer net vanselfsprekend. Yes, my God. No! Die Here het jou lewe van geboorte af Amen. uiteengesit Amen. deur middel Jo. van instruksies. Yes, yes. Doen jy? Sê mama. Sê papa. Moenie so maak nie. Jy sit nie meer daar nie. Jo. Instruksies. Die Here weet dit, weet jy? As ek nou begin, kyk jy, hoor jy so ek was die jy sit stil in die kerk. Ja, yes. Yes. Wat jy op en afloop, hoor jy nie? Kom sit stil hier so. Ja. Yo, let me make a joke. Is nog 'n 3 vertrek gewees nie. Die Here weet dit, as ek hier in die straat speel en hy vrou kom haar bo aan. Al die jongens het met grote manne gespeel in die straat. Cricket! Sy staan weer tussen die kinders nie. Sy staan weer tussen die kinders. Die potte en die besems en die panne het gewy. Ja, die is die straat se grootste kei. En nou, soos nou kyk, Amen. nou is dit die straat se grootste voorbeeld as 'n jong man. Al die manne wat ek mee gespeel het, hulle is einde, met alle respect gesê, aan drank, dwelms. Ja, dan gaan nie verder as hy gaan. Die genade van die Here. Ons wil hê hulle moet gered word. Asseblief, yes, Lord. Jesus. Laba bumpre nene mentura batasa kidaba. So listen to me in the spirit. Ek het die dirty. Ek het die dirty. Ek het die dirty. You complain, you complain, you complain. Do you know? There's a procedure for you to follow Ja. in order for you to get Yes. what you don't have. Amen. Thank you, Jesus. Thank you. Totdat jy besef, ergens is iets wat ek nie doen nie, Ja. wat my in staat kan stel om te kry wat ek het. Yes. Yes. Maar suprundo approva. Simopre, Yakoparaya, Lavra Apostore, Sakamaladia Comondo la Prohoso. Maar jou probleem is, jy weet nie wat is die instruksie nie. As jy geweet het wat het is, wat jy moet doen om dit te kry en om dat te kry en om die te kry, Ja. dan het jy dit lang al gedoen. Jesus. Malibu to Vumera Asitomai. But today we are just going to start. We're just going to start. We want you to cultivate a spirit of obedience, a spirit, Yes, God. a habit, a lifestyle of following instructions. Jesus. We're not just talking about following the instruction of the Lord. Hear me in the spirit. God placed Yes. people. First and foremost, He gave you parents. Ja. Na dit is daar ander mense, Oh. onderwysers, Yes. mentors, Jesus. afrigters, managers, Hey, my God. supervisors. Oh, Here help ons hier so. Kareba soporombo. Yes, Lord. Vimera padatai.
enige seëning wat jy in jou lewe of in jou leeftyd sou kry of sou moet kry, gaan deur middel van mense kom. Ja, mens so waar. Dit is hoe die Here dit ingestel het. Yes, God. Dis hoekom die woord van die Here sê, eer jou vader en jou moeder, My Lord. sodat jou daar. How do you honor your father and your mother? By following their instruction. Yes. Hoorie, die mense is langer as jy op die aarde. Wat wil jy vir hulle kom leer? Ja. Sorry. These people are more mature than you. They know more than you. Thank you, God. Follow the instruction. Lebrakida bordene de la kusadiza asataya kanadaj kakoja nama. Ek is excited because I know what this is doing to me. Weet jy, ek het so baie foute gemaak. Grote fout gemaak. Toe begin die Here eers met Keenan te praat en sê, sien jy? Now you know. Never doubt your parents again. Yes. Nou weet jy. Weet jy, is so maklik net om jou knieë te sak wanneer 'n profeet voor jou is en te sê, my mentor, my vader. Daai goed te begin hier in die huis. And when I grow to a certain level in the spirit where I look at you and I see right through you, amper asof ek deur 'n glas kyk. En jy wil hy goed te by my kom, ek gaan jou klap. Ons sê, jy doen nie die goed by die huisie, jy eer nie jou ouers by die huisie. So why do you want to bow in front of me? You hypocrite, you skynheilige twee gesig jackals. Jesus, thank you, Lord. Thank you. You see, follow the instruction. Gaan jy die posisie kry by die werk as jy disobedient is? Die mense leer jou, nee, jy volg die instruksies. Jy bly die werk uit, jy hoe verwag jy moet jy aankom waar jy wil wees? Maar jy volg die instruksies. The instruction is the vehicle. Is die voertuig wat jou vat daarna toe. Yes. So true. Ja. So don't complain again. Ek het dit, ek het dit. Find out what it is that you are not doing. And I will challenge me. I will, as a prophet of God, I will challenge you. Find out. Doen ondersoek. Steek jou hand in jou eie bosom. Go into a meditation. Get into a silent place. En in jou eensaamheid begin vra. Wat is dit wat ek hier doen nie? I guarantee you. You have the Holy Spirit, right? Die vorige 2 teachings was gewees oor hoe om informasie van die Heilige Gees af te kry. You guys know it. As jy notas gemaak het en jy aandag geskenk, you will know how to get into that realm where God speaks to you. Ek het dit so mooi ingesit, sê, as jy sukkel om te sien of om te hoor van die Here af, kry vir jou cinnamon-stokkies en brand dit. Dit is wat Moses gebruik het, né? In die tent van samekoms. Now Moses was one of the high priests. He was one that can enter into the Holy of Holies. Yes.
En dit is wat gebruik was in hy plek. The Holy of Holies. Ja. Exactly. Orea tu zebere sofremandis. Now listen to this. Vir die eerste 40 jaar van jou lewe, the first 40 years of your life, there's a blessing that there's an inheritance and there's a blessing that you can attain from your parents. Yes. Maar jy sien die meeste mense op die aarde is eers succesvol na 40. Hoekom? Kyk net terug in hy eerste 40 jaar. Hulle het in disobedience geleef. They did not honor their parents. Hulle het nie die instruksies gevolg nie. Nog minder, hulle onderwysers. Here, help ons. So kyk julle, you look at something. Julle het aarde toe gekom. As mense wat sê ek smeer my ster aan my onderwysers, ek gaan skool toe nie. Waar is hulle vandag? Op die straat! Ja. You get something, there's some people, wat nou nie dom is nie. Maar hulle is baie trots, jy gaan nie vir my sê nie. Jy gaan nogal sê vir my sê. Ja. Sien nie, maar hulle is ook nie dom nie. Alright? Jou sukses kom eers na 40. Yes. Because the first 40 years is your parents' responsibility and dit is waar hulle jou groom en hulle jou prepare. Ja. Thank you. Right? So teen die tyd dat jy 40 is, mag daar dalk 'n moontlikheid wees dat jou ouers die aarde kan verlaat. Now they leave that inheritance with you. It only comes after 40. But you see people who live in obedience. Die ouers sê so en so en so. Daai persoon se lewe skitter. Jy sien hoe blossom hy persoon se lewe. Die ding werk uit, hy ding werk uit. Alles werk uit. Ja. Ja. Dis sê maar, hoekom is suster so en so ongelukkig, maar hulle is droog hier by my, dis donker hier by my. There's something that you are not doing that a person is doing. That's an instruction. I want us to read Proverbs chapter 4 verse 13 again. But before we go there, this is now where I want to get to. Het jy geweet, een van die sleutels om vir ewig te leef is om in gehoorsaamheid te wees teenoor jou ouers. Proverbs chapter 4 verse 13. Dushila basu tobro. Elemendelia kataya karodeuja arakata. Die wind sê die Here van my waai uit die weste uit. And the Spirit of the Lord is saying that there's a lot of things. As dit hier binne is, as dit mense in julle families, things are about to fall off of them. Ek sien kettinge wat vang, because die Bybel sê bevryding het uit die weste uitgekom. Hey, Jesus, yes, God. Right? That's what the Spirit of the Lord is saying. Thank you, Jesus. Rebakubra analapai. Thank you. So, if you honor your mother and your father, did you know? It gives you an advantage. Dis een van die sleutels wat jou vir ewig sal laat leef. As die Here sê, kyk ek sê die dood en die lewe voor jou. En dan sê hy ook, kies die lewe. My God. What does that mean? Because die teenoorgestelde van die lewe is die dood. Hy sit altyd voor jou.
Sê hy, kies die lewe om weer later te sterwe, of wat bedoel hy daarmee? Exactly. Weet jy wat doen hy met Moses? Hy sê vir hom, kom berg toe. Moses vra, hoekom? Hy sê, so dat jy kan sterwe. So die guy was al sterk in sy jare, nee, maar hy was soos 'n jong man gelyk. Do you understand? So, if Moses decided ek gaan nie berg toe kom nie, dan het hy gebly leef. But he had to die in the mountain. In the mountain. That's where his death was waiting for him. If he chose not to go to the mountain, he would have never died. Because dis die plek waar God het vir hom uiteengesit het. Hy gaan daar sterwe. Alright? So, obey your parents. Follow their every instruction. En wat nou as my ouers nie voorbeeldig is nie, as hulle nou in die wêreld is? If they tell you to do the wrong thing, you don't do the wrong thing. But if they tell you to do the right thing, you do it. Yes. Okay? And always never disrespect them. Yep. Now, can you please read? Proverbs 4:13. Take fast hold of instruction. Relax. Keep going. Let her not go, Keep her, for for she is thy life. Thank you. Let's get into immortality. So, number one, instruction is a person. Hello, what we net goedheid en guns sal jou volg. Het goedheid voete. Het guns voete. These are angels that the Lord is speaking about. Yes. Instructie is an engel. It's a person. Yes. Oh, they're not hearing. Hey, Yes. let her not go. Weet jy, sy loop elke dag, as sy gehoorsaam is, loop sy met die engel. Rapatuba, Philippe Nombre. Yes. Wow. Moenie net jou Bybel lees nie. Ja. Is jy net, ek het daarom vandag my Bybel gelees. No. No. Amen. No. Yes, God. Oh, Jesus. For she is thy life. Can you say amen? Amen. Where there is instruction, there is life. Yes. Yes. You see, God's instruction is simply His word. Ja. Yes. Enige persoon wat vir jou 'n instruksie gee, guess what? The angel called instruction is the one speaking through that person. So waar, Here. Amen, God. If you follow Ja. instructions, she's also with you. Jesus. You see? Maria. Paradush, Provomantraba, Damlo Continga, Zaira da Capaties, El Sopeina Harapatush. Oh, ons gaat nou lekker. We're gonna have a buffet. So, if you reject it, what happens? Oh my God. Some of them die. Because if you reject the instruction, my volk gaan ten gronde. Jo. Omdat hulle instructie, Yes. omdat hulle my woord verwerp. Jesus. You reject the instruction. Yes. My volk gaan Ja. ten gronde. Dis ja.
Sitalamai. But if you accept the instruction, there is life. Oh, Jesus. If you follow the instruction, there is life. Yes, yes. For she is thy life. Lebranta kira akature selemombre ketenekai. Okay. Wanneer die Here jou lewe wil verander, dan gee die Here vir jou 'n instruksie. Oh, so dankie, Here. Hallo Willie. Jesus, thank you, Lord. Oh, Die vrou het haar laaste brood en meel. Ai, Meel and olie. She's busy preparing the bread for her and her son. Ne? yes. En hier kom Elia, hier kom Kenan. Yes. En ek sê, gee hy brood vir ons. Ek weet dit is jou laastes. Gee, laat ek eers eet. Ja. Jy hoor is haar laaste, ne? Jy hoor het. Amen. You guys. Dink jy ek sal so maklik my laaste so iemand gee? Sodat ek en my seun kan eet en sterwe. Hoe het ons nou net gesê? Sodat ek en my seun kan eet en volg die instruksie en jy sal rapatouble. En sy gee. En hy sê, so waar as wat die Here leef, die olie wat jy het en die meel wat jy het, sal jy opraak. Die paragida mahasa katayas. Tweede instruksie, né? Die eerste ene was, gee vir my. Ja. The second one was, leen vir jou vessels. Go and borrow vessels. Gaan leen vir jou kanne. Ja. So the first one was to get the oil dripping. Nou dat die olie loop, moet jy dit vang. So het volg die tweede ene, kry genoeg houers. Ja. Amen. Sodat die rykdom Kalamosatai. Ja, sodat die rykdom Jo. kan vloei Ja. in jou lewe in. Yes, God. Abraham, kom uit jou vaders land uit. Dis die instruksie. Ja. Waar toe? Na 'n land toe wat ek jou sal wys. So jy weet nie waar toe gaan jy nie. As ek dan nou die mekaar. That's why he's called the father of the faith. Yeah. Because he was a man of faith. Yes. So never the Gees, and that's where it comes in. Those who are led by the Spirit of God. But he trusted the Spirit Yes. So. to lead him. Instructions. En dit het sy lewe verander. Hulle kom in 'n plek. Oh, julle ken die storie, né? Hier wil hulle nou die man so vrou hê. Hy sê sy is my suster, want hulle gaan ons doodmaak. Hulle gaan my doodmaak. Ja. En so, die res van die storie is, die Here kom by, wat is die man se naam? Abimelech. Die Here sê van die Rakie en die vrou. Ja. Die vrou as 'n profeetse vrou, gee terug hy man se vrou. En dit was die instruksie, kom uit jou vaders land uit. Ja. And then Abimelech blessed Abraham with so much wealth and riches. Do you understand? Amen. Follow the instruction
So die Here gaan ook hier in die binnekant praat. Die drukking mos nou aan die stem van die Here. Yes. As jy weet, is die stem van die Here hierso wat die praat. Jy kan nie ding onderskei, jy weeg om op die regte ding die wat die Here sê. You don't follow that, you will remain where you are in your life. You follow that instruction, you move to the next phase of life. Dan verryk God jou lewe. Oh, lebropentisnes, shopotai, paragatubre eketas. Sien jy nie, hier's consequences. Een van die grootste foute wat Moses gemaak het. Ja, kom ons kyk gou die rang van Moses, né? Listen. Moses, ek gaan jou 'n God maak en Aaron sal jou profeet wees. Do you see, Moses wasn't just a prophet, he was a God. Die Here sê vir hom, luister die instruksie. Praat met die rots en vra vir die rots om vir jou water te gee. Moses het die geduld gehad, die mense het hom kwaad gemaak. And so he beat the rock and toe kom maar water. And so the thing that God told him not to do, Adam en Eva moenie dit. Toe word hulle uitgesit. En dis wat die Here nog heeltyd doen. Die duiwel wil nie onderwerp aan God se instruksie nie. Daar is nie plek vir jou in die hemel nie. Adam en Eva wil nie doen wat die Here sê nie. Hier is die plek vir jou nie. Jesus. Buite die tuin van Eden. Buite die hemel. So the devil lost his place because of disobedience. Amen. He lost his place in heaven. Adam and Eve lost their place in the garden. Why? Disobedience. Hier kom hy. Nee? En die Here was kwaad geweest vir die ding wat hy nou gedoen het. Hier kom hulle, die Here sê, broer, net omdat jy dit gedoen het, sal jy nie die beloofde land ingaan nie. Hoe nader hulle kom, dat is die plek se naam, Kanaan. Die Here sê vir hom, staan hier op die berg, jy sal kan sien wat daar aangaan, maar binne sal jy nie gaan. Hy vraag die Here, Here is daar nie, die Here sê, dit klaar gepraat oor hierdie ding. Christianity is following God's instruction. Your life is instructed and guided by God. Dis hoekom die mense hier in die wêreld soos die wet van Satan sê, die eerste wet in die Satanic Bible sê, doen wat jy wil. That's the first law. Weet jy nie, ek moet hulle leer om die Koran te lees. Hulle moet die Pali Kanon lees. Hulle moet al die heilige tekste wat die mense van ander gelowe, hulle moet dit lees. Why? So that they can sien wat jy het, wat hulle nie het. And when you speak to them, hulle sê baie meer advantage, kos jy weet wat aangaan. Dink jy die mense lees in die Bybel nie? They know our Bible better than us. Amen. Amen. Dis hoekom, waar toe gaan ek nou? Wow, thank you Lord. Thank you. Dis hoekom. Listen to this. This is why the devil makes use of our inheritance, our authority, and our power that God has given us. Hy gebruik al ons principles tot sy advantage.
Because you can't approach God without His word. Moses het die Here tereggewys op grond van sy woord. Dis hoe jy jouself aan my voorgestel het. Bekeer jou van jou boosheid. Dis wat Moses gedoen het. So, en die Bybel sê, want die Here wou die Israeliete doodmaak. En die Bybel sê, en die Here het hom bekeer van sy boosheid. Wat stel jou in staat om die Here, die God van die hemel en aarde, die Almagtige, te rebuke en hom terecht te wys? The word of God. Ek ag my woord hoor as myself. That's what the Bible says. So if you want to come and convert somebody in Buddhism, in Hinduism, in Islam, kom met die Koran na iemand toe. Paulus sê vir die Jood, kom nou mense, het ek 'n Jood geword. So what must you do if you want to win the souls of Muslims? Know what's going on in the holy text. Amen. Jy moet weet wat in die Koran aangaan. Yes. Natuurlijk gosali kaporta na mga sopredikas. My elbow. Hierdie instructies openbaar jou. Instructions reveal yourself. Want God ken alles, né? God is all-knowing. Het jy geweet die Here kan vergeet? Die Here kan vergeet. Hoekom sê die Bybel? En die Here het die Israeliete geonthou. And God remembered Israel. Wat beteken dit? Die Here het vergeet. Herinner my. Wat beteken herinner my aan my beloftes? Wat beteken dit? Wow, ja. Hey. So, you must listen to this. God gee vir Abraham 'n instruksie, sê vir hom, kyk jy, jou enigste seun. Maar voor die Here in die hemel, hoekom het die Here so lieg? Hulle weet as hy die man sy enigste seun nie. Die Here kom weg met die goede, want hy is die skrywer van die Bybel. Sy kan nie van die Here sê, hy is die regverdige. Hy het die Bybel gegee aan die mense om te skryf. So hy kan dit verander net soos hy wil. Hy is die hoogste gesag wat daar is. Jy kan nie. Here kom weer met die ding. Hy sê dit is so, Lazarus gaan nie sterf nie. Here, mense, toe hulle aankom, toe hy man al lyk. Sê nou die Here, die Here wat gelieg. Kom ons sê, nee, in die realm is dit 'n leuen. Maar in die geestesrealm het Lazarus maar net geslaap. Verstaan jy? Ons moet so 'n bietjie lag, man. Verstaan jy? Maar jy weet, dit was nie net Isak gewees nie. Hy was Ismael ook gewees. Hoekom het die Here nou vir die man sê, jou enigste seun, is dit maar die kind nou binne in die huwelik gemaak is? So jy is nou, jy is hier kind. As jy buite, wacht, wat ons jy aangaan, Here die bloed. Ja, na toe gaan nie. Rappaporto homononse de peprina arcadis. Kana. Hier kom die Here. En hy sien wat die man doen. Hy sê, meneer, hou vas. Kyk agter jou. En haar die Here self, né? 'n offer voorberei. So, hy sê vir hom,
moenie jou hand aan jou seun slaan nie. Hy het die instruksie gevolg tot op die laaste nippertjie. Nou weet ek dat jy lief is vir my. Die feit dat jy instruksies uitvoer, die feit dat jy dit nie uitvoer, is ook 'n boodskap. If you execute the instruction, dit sê vir ons wie jy is. Vat jou hart, vat vol is. So, what you do and what you don't do, it tells us who you are, what spirit you carry. So, by Abraham gesê, by dit wat Abraham gedoen het, listen in the spirit. Dis van julle, as die Here moet begin praat en hy sê, doen dit, en in die proses moet jy al jou familielede, verloor. Jy moet al jou vriende verloor. Jy met jou kar, jou huis en jou besittings moet jy verloor. Dis wat die instruksie was. Sy enigste. We know it wasn't his only son. Maar dit is die kind waarvoor hy vir jare gebid het. En die Here sê, nee, maar die man is liever, die skrif sê, wie vader en moeder bo my lief het, is my nie waardig. So which means I'm a jealous God. Yes. You don't worship or you don't love anybody more than you love me. Alright. Mas lekker stil, maar ek wil hê julle moet amen stem mense. Amen. Sal die Here, kom ons gaan na Job toe. We're not going to go to a scripture day. Job se einde was ver meer geseënder as sy begin. Yes. Die vrou sê, waar u gaan, sal ek gaan. U God is my God. Ek gaan ook nie die laaste gedeelte steen nie, want ek gaan die sterwe nie. Hy vrou praat van, die vrou haar kop neerleg, gaan sy ook haar kop neerleg. Ek gaan nog nie eie gedeelte nie. You see, but dis die beleid, die karakter van Job. Die vrou sê ek kan, vervloek die Here en sterwe. Sy moet die Here jou God aanbid en hom alleen. Dis goede wat Job geken het by revelation. Was die Nuwe Testament. Bible sê en sê, because of his love for God and his obedience to God, was sy einde ver meer geseënder as sy begin. Okay, jy sien het begin so nie, as 'n onskuldige ding, moenie dit doen nie. Maar we don't know. Klein goedjies. Môre kom die duiwel en hy stel weer besoek in en nou vra jou om al die groter dinge, verantwoordelikhede wat vir jou gegee word in die huis van die Here of deur mense wat oor jou aangestel is, goddelike mense, the godly instruction,
You don't follow those instructions. En as jy opkom kry, dan verloor jy goed, left, right, and center. You just lose things. You just lose things. Dis hoekom die Bybel sê, nog 'n bietjie slaap, nog 'n bietjie slymer, en so kom die armoede, because jy's ignorant as jy slaap. Ja. You are ignorant. Ja. So, God never overlooks the things that you lose in your process of following His instruction. Never. Hoor? Die Here sê vir die ryk jongman, kyk hier net, gaan verkoop al jou inheritance. En dan kom jy terug, né? Gee eers hy geld wat jy kry vir dit, gee dit aan die armes, en dan kom jy terug en dan volg jy my. Wat probeer die Here hier reg kry? En die ou, né? Hy vra vir die Here, wat moet ek doen om die koninkryk van God te beërwe? Die Here vra vir my, al die 10 gebooie geonderhou. Hy sê, ja, ek onderhou het van kleins af. Die Here sê vir hom, inderdaad. Die Here sê vir hom, hierdie ding. See, it's that always that one thing. Maar ons gaan nie aan naartoe gaan nie, because we knew that was the thing that would stand between him and God. En toe sien die Here vaarlik waar, broer. Sy's liever vir jou besittings as vir my. Was a test. So wat sy doen en wat sy nie doen nie, openbaar jou hart aan die Here. Your intentions, your heart is revealed by your actions. Amen. We're going to do one more lesson in the Spirit. So die apostels, soos hulle roep, en die Here kom verby en hy sê, volg my. En hy loop al. En hulle het alles net so laat staan en hom gevolg. Hulle besighede, hulle families, alles net so. You see? Will God overlook that? Wat jy verloor het, glad nie. Jy gaan 'n beloning hierso kry op die aarde vir dit wat sy sacrifice vir die Here. Deur middel van sy instruksie volg. En in die lewe hierna. Hoor wat sê die woord van die Here? Paradox elebetiste manda. Julle sal krone gegee word, né? Die Bybel praat van maak vir julle skatte in die hemel bymekaar. Dis ook seker maar nie waaroor dit gaan nie, but there are more greater things than that also. Greater rewards than that as well. As mense wat dinge se gaan kry. I'm on produce que te la porte vile prasa. Is van ons, né, wat provinsies gaan besit in die nuwe aarde. Is van ons wat kontinente gaan besit. Hulle hoor my nie. Is van julle wat gaan heers oor 20,000 mense, van julle wat oor 40,000 mense aangestel gaan word. These are the different glories that God will reward you with. Afhangende
wat jy hier so doen vir die Here. Yes, God. Yes. Okay. Please listen to me in the Holy Ghost. Alright? Wie wil allemaal wonders en tekens doen? Who wants to do miracles? Wie wil wonderwerke doen? Listen to me in the Holy Ghost. Okay? As jy, if you want to do signs and wonders, die sleutel vir dit is instruksies. Hallo Marie. Yes. This is how you activate miracles. Yeah. If you want to activate the miraculous, it is activated Yes. by instruction. Yes. Thank you. Hoor wat sê die woord van die Here. Gaan was jou 7 keer in die Jordaan. Weet die man wie ek? Dink die man was nie. Ek is die koning. My en hy veel water gaan was. But you see, the results was because he followed the instruction. En op die 7de dag toe val al sy malaats van hom af. Listen, die is hoe miracles werk. En die Here vorm 2 oorbolle en modder uit en hy druk het binne die man se kop in. En hy sê vir hom, gaan was jou gesig. Hoe gee jy instruksie vir iemand wat jy kan sien? Ja, is hy eens oor in hy kopie. En die man het gedoen op pad na die punt toe waar hy sy gesig was, toe gaan sy oor oop. Listen, miracles. Skone poort. Staan op en loop. Silwer en goud het ek nie, maar dit wat ons het, gee ons vir jou instruction. Staan op en loop. How is miracles activated? Hoeveel het is nou al genoeg? 3, ne? Staan op en loop. Waar begin die wonderwerk? Toe die man probeer om op te staan. Toe staan hy! The power of God is in an instruction. Amen. Amen. Wow. Neem jou bed op en loop. Dit hier, glo my, recht hier in die Nuwe Testament. This is how miracles took place. Instructions. Dit wat jy nie kan doen nie, ek beveel jou. I instruct you to do what you can't do. Boom! Yes. Then a miracle takes place. Amen. Amen. Yo. That is how. That is how. Thank you. Die musiek op die voor. Ek kon net nie maar en ons pak. Lobrat hele mositi kavash. So never forget this. If you want to walk in miracles, beveel die persoon om te doen wat hy of sy nie kan doen nie. Give them an instruction. Yes. Hey, my God. Now I want to declare over your life that wat nog FM mode. in manifestatie is. Line in mode. Die robassa titolo mondro fotopleendus. Paired. Sê oké. Dit wat nog nie in werking is in jou lewe nie, dit wat jy graag wil begeer.
om in werking te kom. That what you want to see. Vra by die Here vir 'n instruksie. Ask God to show you or Yes. to give you an instruction. That's where your breakthrough lies. That's where your miracle lies. That's where your promotion, your elevation lies. Kom ek vertel julle gou baie testimonies, né? But I'll just share one. People bewitch a lot of people. En mense hoor van Kenan, Prophet Kenan. En al wat ek doen is, ek sê, is hulle met jou besig? Soms dan sê ek sien hulle is met jou besig. Dan gee ek een instruksie. I tell them, there's one spirit that deals with witchcraft better than anything that I know. So I don't need to come and lay hands on you or anything. It's the spirit of camphor. Die gees van camphor. It's an angel. Net soos die vyeboom ook 'n persoon was. A being. It was a being. I pray over the camphor. Maybe maak ek 'n voice note of hulle bring dit vir my in persoon en sê ek sê dit dan. En just like that, aan verdwyn hulle probleme. Die mense wat besig is met die mense, hulle goed te werk nie. Die mense het agterna gekom te vra hulle, wil ek ook nie maar vir hulle bid. Die einste mense wat besig is met goede. Verstaan jy? Toe kom hulle agterna, want almal praat nou van die Prophet Kenan. Just by instruction. Yes. If you don't follow the instruction, you won't see the results. Yes. Can we stand on our feet?